Afrika sitange unende we Namibia si kaikan gas sengdamran naman Afrikas Oda panula Yeshimwe apo Om gatero Yung utukiro Namibië se vroue cricketspan bekleed tans die land se beste posisie ooit op die wêreldranglys in die T20 formaat van die spel. Die Evas Arende mik egter veel hoër as al 17de plek uit 60 lande. Ons is uit en tuis by spankaptein Irenay van Sail by die Belvedere Boutique Hotel in Windhoek. Irenay, vertel vir ons, was sport in jou bloed van die begin af gewees? Ja, Dani, ek dink tog so. Al van kleins af, wel van jongs af in graad, laerskoolgrade, het ek maar altyd sport gedoen. As dit nie atletiek was nie, dan was dit in Eros, daai tye het ek al begin cricket speel toe die daai destyds Dion en Dani, wat hulle academy gehad het, wat ook Namibiese spelers was. By na Eros toe gekom en hulle die academy bekend gestel. En ek het baie opgewonde die dag huis toe gegaan en vir my ma gesê ek wil dit doen. So daar was maar nog altyd my ma en pa was ook sportiewe mense, so ek dink dit was soos jy sê, dit was maar altyd in die bloed gewees. As dit nie cricket is nie, dan is dit hokkie of as dit fietsry of dan draf jy. So dis maar altyd 'n ding wat 'n mens aan die gang hou. Maar ek dink daar kom 'n verskil, nee, as jy nou op skool goed is, relatief goed is, jy talent en jy geniet dit en dan om later as 'n volwassene aan te hou met sport, raak dit moeilik. Dit raak 'n challenge. Ek gaan nie jok nie as 'n mens dit professioneel wil doen soos wat ons beoog om dit te doen. Dit raak 'n groot uitdaging tussen jou werksure en ure wat jy moet insit om te oefen. En dan moet jy nog 'n persoonlike lewe ook probeer handhaaf en net bietjie mens probeer wees. So nee, daar is definitief 'n mens moet dit wil doen. Dit kan nie net 'n hobby vir jou wees nie. Mens moet regtig die passie daarvoor hê om aan te gaan dag na dag daarmee. Buiten vir cricket, wat was op skool jou ander gunstelinge? Ek het op hoërskool het ek redelik hokkie gespeel. Ek het so 1 jaar het ek netbal probeer, toe kom ek agter nee, die lyne goed bind my bietjie en die baan is te klein. Toe het ek hokkie begin speel en altyd atletiek gedoen en so. En op hoërskool was die cricket nie so 'n groot ding nie. Ons het maar altyd so met die interhore het ons 'n meisiespan ingeskryf, maar dit was meer vir die lekkerte daarvan. So op skool was dit gewoonlik maar hokkie en atletiek gewees. Ons gaan nog weer terugkom by die sport, maar vertel bietjie mense, jy weet, andersins van jou kinderjare en skooldae. Ja, ek het eintlik maar 'n baie rustige kinderjare op skool gehad. Ja, ek dink ek was 'n redelike voorbeeldige kind vir my ma gewees, nie te veel nonsens aangejaag nie. Ja, laerskool was ek in Eros laerskool gewees en van daar af was ek Akademia Hoërskool toe terwyl al my ander vriende VHS toe is. Maar vandag 'n mens dink terug en dan dink jy maar dit is nie iets slegs daaraan nie. Daar het jy nou weer ander mense ontmoet en jy het goeie vriende gemaak en ja, ek was maar ek wil amper sê 'n rustige kind gewees. Ek het nie te veel drama veroorsaak nie. En ja. Vertel 'n bietjie meer van jou ouers. So hulle albei kom van Gobabis area af eintlik. Hulle het ook daar op skool ontmoet en toe getroud en alles. So ja, hulle is daar van die Gobabis kontry af. My pa boer op die oomblik tussen Gobabis en Windhoek. En my ma staan hier in Windhoek self ook nou weer. So nee, ag ja, hulle is baie liefdevolle mense, omgee mense, almal albei wat ek wil amper sê jouself sal indoen om ander te help en gelukkig te hou en vingerstompies te werk, sal ek amper sê, om die medemens te help. So baie liefdevolle en omgee mense en sal enige iets vir hulle kinders doen.
Hoe het jou pad toe geloop na skool? Na skool het ek actually Stellenbosch toe gegaan vir 2 jaar, baie 2 lekker jare gewees. Ek het hospitality en tourism gaan swat by Boland College. Daar het ek ook ja, wonderlike vriende gemaak. Ek het 'n lekker studentelewe gehad. So ek het die kuier geniet en jy die studies geniet en ek het sport gedoen en so ek het 'n redelike gebalanseerde lewe daar probeer hê. Ek sou graag nog langer wou bly, maar dit was toe nou nie vir my beskore nie. So ja, Stellenbosch, 'n mens leer baie. Ek wil amper sê jy raak bietjie vinniger groter ook en jy moet na jouself kyk en ook bietjie meer verantwoordelikheid neem. Nie dat 'n mens ek nie gehad het nie. My ma het my dan maar so groot gemaak dat jy het verantwoordelikheid en jy vat jy staan man vir jou whatever jy doen. So ja, dit was 2 baie lekker jare. So ek sê ek wens daar kon nog meer gewees het. Verlede week in Namibië se storie. Op 17 Mei 1870 het Jan Jonker Afrikaner probeer om Maerero te oortuig om 'n anti-Europese vredespak te sluit. Maar Maerero het op advies van Hugo Hahn die aanbod van die hand gewys. Heinrich Ernst Göring is in 1885 na die land gestuur as die eerste Rykskommissaris. Sy hoofkwartier was by Oshimbingwe. Op 21 Mei 1910 stig Joseph Goddard 'n Katolieke sendingstasie by Nyangana in die Kavango. Teen dieselfde dag 5 jaar later het Schutztroepe tydens die Eerste Wêreldoorlog aanterretereer teen Suid-Afrika se Uniemagte hul verdedigingslinies tussen Kalkveld en die Waterberg ingegrawe. Die eerste lugpos na die binneland het op 18 Mei 1914 uit Swakopmund vertrek. Op 17 Mei 1924 bereik die spoornag Gobabis Kapsfarm. In 1943 is kontraktarbeid verenigings vir die noorde en suide saamgesmelt in die berugte Swanla. En in Mei 1959 het voorbereidings vir die stigting van SWANO begin. Op 19 Mei 1967 het die Verenigde Nasies die Raad vir SWA geskep om die weg vir onafhanklikheid voor te berei. Tydens die blanke referendum op 18 Mei 1977 aanvaar byna 95% van kiesers die Toornale beginsels as politieke model. Die Olin-kommissie oor intimidasie en verkiesingsbedrog is op 17 Mei 1989 aangestel. En in 1991 berei 'n skietstilstand tussen die MPLA en UNITA die weg vir verkiesings in Angola. Die uitslag is later deur UNITA verwerp. Kom ons kom by die Capricorn Eagles of dan nou arende. Sjoe, hulle het dan amper die ding gedoen in die eindstryd van die vierhoekige toernooi en toe kom Uganda en wen die toernooi. Hoe het jy daai toernooi ervaar? Vir ons was dit 'n baie belangrike toernooi in terme van ons wêreldrankings, ons die ranglys waar volgens spanne gemeet word. Ons wou 'n die jaar goed begin het in terme van ons toernooie, want op die stadium was die 2 lande, Uganda en UAE, was beter as ons gerank. Uganda maar met 1 plek en UAE is tans op 15. Hong Kong was nou nog 'n bietjie swakker as ons, maar enige punte wat jy kan bymekaar maak vir die ranglys help, of dit nou 'n span swakker of beter is as jy. So ons mindset is nooit jy moet alles wen nie. Dit gaan altyd alles oor die prosesse waar daarmee ingepaard gaan. Want jy stap nie net in 'n toernooi in en jy het hom klaar gewen nie. Daar moet baie redelik gebeur. Maar so mense het dit maar altyd wedstryd vir wedstryd gevat. Die finaal, die wen sou obviously baie gehelp het. Maar op die dag, dis maar hoe cricket werk. Jy kan 5 wedstryde aan mekaar wen en dan vang jy 'n dip of iets gaan net nie jou kant nie. Dan verloor jy hom nou ongelukkig en ons is sterker as Uganda, ons weet dit, want ons het hulle laas jaar met die driehoekige toernooi al die wedstryde gewen teen hulle. Op die dag dink ek ja, dis nou maar hoe cricket werk. As jy met 3 lopies verloor, 4 lopies verloor, dan is dit nou so, dan het jy nou maar net nie daar uitgekom nie.
dit is 'n jammer situasie. Jy voel so 'n bietjie sleg die volgende dag en dan moet jy nou 'n bietjie teruggaan en reflect soos 'n mens sê. Maar dis die lewe, ons moet aangaan en dan ek wil amper sê sterker opstaan en uitkom met die volgende toernooi. Ek dink in baie sportsoorte voel die kaptein of kapteine soms, jy weet, dat hulle styl aan bande gelê word. Jy weet, so party spelers hou nie daarvan om die kaptein van 'n span te wees nie. Hoe ervaar jy kapteinskap? Weet jy, vir my is dit eintlik nie, ek wil amper sê dit voel nie asof dit is nie 'n las vir my nie. Ek dink baie spelers en ek het dit al in oorsee gesien as sekere spelers van 'n groot span, as jy kaptein word, dan belemmer dit hulle spel en hoe hulle optree, en as dit, kom ons sê dit is 'n batsman, dan sukkel hy of sy ewe skielik om lopies te maak, maar in my geval is dit glad nie so nie. So ek hou van die leierskap, ek hou van ek wil amper sê voorvat, en jy wil 'n goeie indruk maak, nie net vir jouself en vir jou span nie, maar ook omdat jy daai kapteinskap het. So nee, ek geniet dit baie. Ek sal nie sê dit is 'n ekstra las op jou skouers nie. So hier en daar voel jy partykeer jy het minder tyd as die res van die spelers, want voor die tyd moet jy vinniger regmaak as hulle. As dit kom by die lood, en dit is papiere invul na die tyd en reports, en jy moet sê hoe die umpires gevorder en jy moet dit en dat doen. So jou tyd is partykeer 'n bietjie limited, maar nee, ek geniet die kapteinskap, ek moet sê. Wat is julle as 'n span se mikpunte vir die volgende paar jaar? Een groot mikpunt is ons wil, soos ek vroeër genoem het, ons wil ons rankings verbeter. So as ons by omtrent daar is dinge wat kan gebeur, maar as ons by 13, 14 kan uitkom, dan is die kans vir eendagstatus begin raak goed. Want dan kry jy meer befondsing van die ICC af, dis soos met ons manspan toe hulle gekwalifiseer het. En dan kan jy begin kontrakte aanbied vir vrouens. En dan kan jy begin meer van die amateur na 'n professionele setup beweeg. En dan wil ons natuurlik die qualifiers, die Afrika qualifiers, wil ons 'n slag wen. Ons val altyd vas teen Zimbabwe. Want as jy dit wen, dan gaan jy global qualifiers toe om mee te ding vir die wêreldbekerspot. So daar is maar goedjies wat obviously mens sien altyd al hierdie toernooie in die groter prentjie, maar daar's baie wat moet gebeur intussenin, klein stappies en klein treetjies wat moet gevat word om daar uit te kom. Maar ja, ons mikpunt hierdie jaar is om die rankings te verbeter en om by die Afrika qualifiers die een stappie verder te gaan en in die finaal te wen. Irene, kom ons raak nou 'n bietjie persoonlik, né? Vertel vir ons van jou persoonlike lewe. Soos jy het nou vroeër gesê, weet, mense sukkel soms maar, jy weet, tussen die werk en die sport, verpligtinge, ook nog aan jouself aandag te gee. Ja. Wel, ek is op die stadium manloos, kinderloos, so dit help my eintlik baie. Ek dink as ek nog tyd moes spandeer om kinders groot te maak en al daai tipe verpligtinge, dink ek sou ek 'n ander mens gewees het. Ek dink dis maar hoe ek is. Mense hou van jou persoonlike spasie en ruimte en goed, maar ek is maar baie rustig. As ek nie by die werk is en nie oefen nie, dan hou ek daarvan om my gunstelings series te kyk, of om 'n boek te lees, of om net dingetjies by die huis te doen en so. Ek is nie 'n groot kuierpersoon nie, so jy sal my nie sommer in 'n bar of in 'n kroeg of in 'n allerhande snaakse kuierplekke kry nie. So ek het eintlik 'n redelike rustige lewe. Soos cricket en werk vat maar baie tyd van 'n mens af. As 'n mens nou 'n ekstra tydjie kry, dan gaan loop jy miskien in die mall rond, of jy drink 'n koffie saam met 'n vriendin, of ek kom by my ma uit en gesels bietjie by haar en kuier by haar en kry lekker gebak en so. So nee, ek het 'n redelike rustige lewe andersins as wat die cricket en die werk van jou afneem. Maar sien jy dalk 'n maat en kinders nog daar in die toekoms?
Ek dink met ouderdoms gewys ga ek nie nee vir kinders nie. Ek was nooit iemand wat gevoel het ek moet kinders hê nie. Ek is nou maar ongelukkig. Mense sal seker dink, mense noem jy mos selfsugtig as jy nie wil kinders hê nie. Want wat nou van die nalatenskap en al daai tipe goed, maar ek voel persoonlik dit is 'n stigma wat saam met 'n mens kom en ek voel nie daar's enige iets fout daarmee om nie kinders te wil hê nie. Ek het 'n ander lewensuitsig obviously as ander mense. So nee, ek miskien 'n maat ja, maar nie kinders nie. What happens when the cameras stop rolling, the lights go down, and the real stories come out? This is Real Spill, your front row seat into the real stories behind Namibia's creative powerhouses. From music and fashion to film and art, we sit down for honest, unfiltered conversations with the minds shaping our culture. On Real Spill, we don't just talk success, we talk struggle, vision, and everything in between. It's the story behind the story, straight from the source. Catch Real Spill every Saturday at 7:30 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Don't just watch the spotlight, get the story behind it with me, Esther Kamati. Wat behels 'n dag in jou werkslewe? So dit hang af wat se skof ek werk. As ek oggendskof werk, dan begin ek nou al 6 uur vir mense ontbyt maak. Dan dis baie keer die mispersepsie wat iemand van my werk het, is dat ek 'n chef is. Ek is glad nie 'n chef nie. Maar ek maak kos in die oggend en dan bedien jy nou ontbyt tot 9 uur toe. En dan doen jy nou die operasionele goed, dan begin hanteer ek boekings en betalings en bestellings en jy kyk of as iemand dalk ietsie opgemerk het in 'n kamer of daar moet aandag aan iets gegee word, dan neem jy maar dit in ag en jy doen dit. Intussen dan kom daar mense wat nou inboek, dan boek jy hulle in en jy hanteer hulle situasies en hulle vrae en al daai tipe goeders. Hier rondom middag ete se tyd, so ons het nie lunch nie. In hierdie bedryf eet jy nie. Jy kan skaars toilet toe gaan, want dan lui die telefoon of iemand lui die klokkie by die hek. Maar dan ja, tussen 1 en 2 dan kyk jy nou of al die kamers mooi skoon gemaak is. So dit klink min, maar dit kan 'n bedrywige dag raak. Veral as jy nou jou ontbyt dalk 'n bietjie later geloop as wat dit moet, dan raak jou ure is letterlik die tyd hardloop vinnig. En as dit nou middagskof is, dan doen jy nou weer dieselfde, dan kyk jy die kamers na die mense skoon gemaak het en dan is dit besprekings, betalings, boekgaste in, help vir hulle restaurantplek bespreek, reël hulle transfers lughawe toe, help vir hulle kos bespreek, daai tipe goed. So dit hou mense op jou tone elke dag. Maar mens moet seker daarvan hou om met mense te werk, selfs die knorriges. Hoe hanteer jy hulle? Ja, weet jy, ek dink baie keer, ek het al vir mense ook gesê, ek dink my tweede naam is geduld, want 'n mens moet baie geduld met mense hê. Soos jy sê, die knorriges en jy kry 'n paar van hulle. Ek dink dit is hoe mens iemand hanteer. Dit is hoe jy met hulle korrespondeer of hoe jy die persoon van die begin af antwoord met 'n sagte reasonable antwoord en die persoon se standpunt inneem, maar ook jou eie standpunt kan oordra, want almal sê mos maar altyd die kliënt is reg. Waarmee ek nie altyd saamstem nie natuurlik. Maar 'n mens doen maar altyd jou bes om almal oor dieselfde kam te skeer en om almal ewe goed te hanteer, of jy nou 'n dokter is van waar ook al en of jy 'n prokureur is en of jy net 'n gewone besigheidsman is. Ek wil altyd mense dieselfde hanteer. Niemand is belangriker as iemand anders nie. So nee, dit raak moeilik, maar dan kry jy ook weer die mense wat regtig die werk die moeite werd maak, wat regtig die moeite sien wat jy insit, en waardeer wat jy vir hulle doen, al is dit ietsie kleins. Sien jy jouself hoe lank nog in hierdie beroep of het jy ander planne éventueel? Ja. Ek dink ek sal maar seker, ek wil altyd ek was natuurlik nou die dag was ons gelukkig genoeg om na Nkosi toe te gaan met ons cricket die afdag. En toe sê ek vir iemand, vir my was dit nog altyd eintlik 'n droom om 'n toergids te word.
Nou vir my is daar nie iets soos die ouderdom tel teen jou nie. Ja, miskien in sportterme gaan jy nog nie vir altyd kan speel nie, maar ek hou van die buitelewe, behalwe ek's glad nie 'n slang fan, 'n reptiel fan nie, so ek dink dit sou my so bietjie afgesit het. Maar om in die buitelewe, in die veld, in die natuur te wees, ek sou so iets ook nog graag wil doen. Ek het nog graag planne om oor see te gaan, al moet ek om 'n jaar of 2 daar te gaan werk, net om 'n bietjie 'n ander lewe, 'n ander hoek van die wêreld te sien, van die lewe, iets anders te ervaar as jou alledaagse, want 'n mens raak so gewoond, jy raak so ek wil amper sê in 'n kokon, dat jy sukkel partykeer om daar uit te kom. Jy kom in 'n comfort zone, wat almal mos nou maar sê. Net om bietjie daar uit te kom en iets anders te gaan beleef, want 'n mens sien dit maar gewoonlik met die krieket die paar keer wat ek nou die voorreg gehad het om oor see te gaan. En ja, dit is anders om met vakansie oor see te wees as om daar 'n lewe te maak en te werk en so. Maar ja, dit is basies nog van my drome wat ek het. And one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Cricket in Namibië het baie ontwikkel, jy weet veral dink ek die laaste 5 tot 10 jaar. Het julle ook planne, jy weet, om meer professioneel te raak op die vrouekant van die spel in Namibië? Ja, dit is definitief in die pipeline, dis definitief die idee agter hoekom ons wil rankings verbeter. Dit is op die stadium ook 'n groot doel van François van der Merwe, ons coach, om vir die girls 'n lewe. Jy moet 'n lewe uit cricket uit kan maak. Jy moet dit nie net doen vir elke dag vir net lekkerte nie. En dit is hoe, soos jy sê, dit het baie ontwikkel die laaste, veral vroue cricket in Namibië die laaste 5 jaar, moet ek sê. Want mense sien hoe het almal begin groei en wat is besig om te gebeur. En die geleenthede vir vroue cricket begin raak nou soveel meer, want soos Capricorn wat ons borg is. As mense soos hulle nie aan boord kom nie, gaan jy nooit die geleenthede kan skep vir toere, vir toernooie by ons en om oor see te gaan of in watter ander Afrika land te gaan gaan speel. So dit is regtig, dit is die mikpunt om professioneel te raak, maar dit kan eers gebeur solank as die geld inkom. Ongelukkig in vandag se lewe is niks moontlik sonder geld nie. Maar die geleenthede wat op die stadium geskep word vir vroue cricket reg oor die wêreld, maak dit meer aanloklik vir girls om in toernooie te begin en deelneem. Eintlik nou die toernooi wat nou verby is, het die instaan afrigter van Hong Kong het een van die Namibiese girls ook raak gesien en sy is genooi na die volgende Fairbreak toernooi toe. En daar is natuurlik 'n finansiële inspuiting en dit is ja, so dit was baie nice om te sien dat hy was basies soos hier om te scout, sal 'n mens sê. En die talent wat hy raak gesien het was fenomenaal en hy wens hy kan die helfte van die Namibiese span kon hy genooi het. So daar is definitief, dit is waartoe 'n mens wil beweeg en daar is so baie talent eintlik in ons land. Dit is net, ek dink op party mense het maar nog bietjie van 'n stigma van vrouens speel nie rugby en cricket nie, dit is alles 'n mansdominerende sport. Maar ja, dit is regtig, dit is 'n groot mikpunt vir ons almal. Weereens die van ons wat die bietjie aan die ander kant van die ouderdom staan, gaan nie daai kan dalk meer maak nie, maar dit is wat na ons kom. Dit is daai ontwikkeling wat jy wil sien gebeur. Wat is vir jou die heel lekkerste ding van cricket? Wat maak dit uniek en wat was vir jou die heel lekkerste persoonlike oomblik op die veld gewees? Ja. Ek dink die span sport, die idee dat jy as 'n span meeding. As jy
ek wil amper sê 'n sport doen wat jy op jou eie is en enkel is en dit is 'n groot jy moet baie deursettingsvermoë hê om alleen te gaan oefen die hele tyd. Ek weet ek het dit agtergekom toe ek fiets gery het. Dit is 'n ander ding om alleen te gaan oefen as om 'n span te hê. Jy wil dinge saam met mense doen. Jy wil die hoogtepunte en die laagtepunte wil jy saam met hulle deurmaak. Ek dink dit is wat vir my lekker is van cricket as 'n spansport om en ook om te sien hoe mense groei. Weet jy, I mean, van hierdie girls was 13 toe hulle by ons begin het en waar hulle vandag is, I mean, besig om te studeer en al klaar studeer en die groei wat 'n mens sien in elke persoon, nie net as 'n cricketspeler nie, maar as hoe jy as 'n volwasse ontwikkel. En dan ek dink vir my een van my grootste oomblikke, ek dink was ons het ook in 'n Afrika kwalifiserende toernooi gespeel in Zimbabwe. Ook weer teen Uganda. So ons het redelik geskiedenis al met Uganda. En daar het ons het weer eens 'n baie lae totaal moes ons verdedig het. En ek dink daai dag was my bilsyfers iets soos 4 vir 13 in 4 bilbeurte en ek het die speler van die wedstryd toekenning gekry en ons het die wedstryd gewen op 'n baie dramatiese fase of manier ook. En ons het toe so deurgedring, dink ek ook na die finaal toe. So dit is daar is seker 'n paar ander om te noem, maar ek moet sê daai was een van die groot hoogtepunte van my cricketloopbaan sover. Gaan jy aanhou terugploeg in cricket wanneer jy self nou nie meer kan saamkom? Ja. Die idee vir ons almal ek is sal maar altyd in die sport wees. So die idee is daar om dalk 'n afrigter te word. Op die stadium is dit vir my bietjie moeilik om net afrigtingskursusse by te woon want dit val altyd in my werkstyd. Andersins ek het nou die dag die grap gemaak of vir iemand gesê ek gaan 'n umpire word, want ek het eintlik op skool het ek my level 1 umpires kursus gedoen daai tyd. Maar op die stadium toe raak dit lekkerder om te speel as om in die son te staan en net arms rond te swaai. So want ek dink as speler verstaan jy die wet, die wedstryd, jy verstaan die dinge beter. En ek dink daai sal vir my as umpire help. So dis of om in die afrigting in te gaan of ewen administrasie, jy hoef nie net af te rig en te umpire nie. Daar's baie ander moontlikhede. En omdat 'n mens tipe van in 'n professionele setup is, die deure is nie vir jou toe om dit oor see te gaan doen nie of om dit in jou eie land te doen en in te ploeg en soos jy sê wat 'n mens vir al die jare se ervaring opgebou het. Sy het sy sien vir my. Sy's belangrik soos die reën vir my. My dorre grond word geseën vir my. En daar raak sy 'n blom. Maar die eerste aanraking van die son, by die horison uitkom. Ek voel leeg sonder jou op die land. In episode 10, ons is terug op Rehoboth en kuier by 'n vrou met 'n vonkel in die oog, Welkom in my huis. 'n aansteeklike lag en groot drome vir haar dorp. Ek dink ek het baie goeie toekoms sien ek vir Rehoboth. Ons gasvrou is burgemeester Amanda Groenewald. Kyk aan gas, sengedamran naman Afrikaans. Onda panula, esimwe apo, gatero, yung